Die afgelope lydenstyd het ons elke week, elke Sondag 'n kers doodgeblaas in oploop na vandag toe. Vrydag, Goeie Vrydag. Die dag waarop ons herdenk hoe Jesus tydens die viering van die Joodse Paasfees in Jerusalem gelei het, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. En ons simbolies daarin van sy sterwe ook dan die laaste kers, die Christuskers doodblaas in die belewing van Jesus se sterwe en die donkerte daarvan. Die insetsel het begin met 'n ou Amerikaanse slawelied wat die vraag vra, "Were you there when they crucified my Lord?" En dan sê dit, "Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord?" En dit is wat ons vandag ook gaan doen. Ons gaan nie net die verhaal lees in herinnering van 'n gebeurtenis lank terug nie. Ons gaan vandag ook toelaat dat die realiteit van hierdie verhaal ons op 'n manier tot stilstand bring. En dit ons herinner aan God wat by ons is, midde in ons donker, in ons swaar kry, in ons skuld, en wat ook binne in ons leef. In ons liedboek is daar 'n lied, lied 391, wat in ons kerktradisie kom, wat in die 4de vers sê, "U lyding breek my trotse hart en rede." 'n Hart wat trots is en 'n rede wat nie maklik verander word nie. En dan sê dit daarin, "Dit buig my neer." Maar in plaas van seermaak, sê die lied, "Skep dit in my u vrede." Die heil wat my verander. Laat toe dat vanoggend se kort oordeenking ook dit doen daar waar jy by die huis is, met alleen miskien of met familielede, met jou kinders saam is. Laat toe dat wanneer ons die verhaal lees, in die lig van Matteus 27, dit nie net gedagtes opbring na 'n tyd ver terug, toe Jesus net gelei het nie, maar dat God vandag by ons in hierdie wêreld is. O my God, hoe is dit moontlik dat U in hierdie wêreld so groot is, en tog sien ons U nie raak nie? Dat U Uself op soveel maniere aan ons kom bekend maak, en tog vind ons U nie. Dat U so hard na ons roep, en tog hoor ons nie, en dat U so naby aan ons is, en tog vergeet ons van U teenwoordigheid. Dat U U liefde uitstort oor ons, en tog erken ons U nie. Here, mense vlug van U af weg, en sê dan dat hulle U nie kan vind nie. Hulle draai hulle rug op U, en hulle sê hulle kan U nie sien nie. Hulle druk hulle ore toe, en kla dat hulle U nie kan hoor nie. O Here, wees ons genadig. En dankie Here, dat almal vandag U kan vind, in die menswees by ons, in die lyding en in die sterwe. En daar waar ons dit vanoggend doen, ons kan sê, God is hier by ons teenwoordig. Amen. Die donderdag aand, nadat Jesus saam met sy disippels die Paasmaaltyd gevier het, is hulle na die tuin van Getsemane om daar te oornag. Later die aand is Jesus hier gevangene geneem en na die hoofpriester Kajafas se huis geneem. Ek lees dan vir ons uit Matteus 27, die gebeure van vroeg die Vrydagoggend. Matteus 27 vers 1. Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus, die goewerneur, uitgelewer. Jesus is voor die goewerneur gebring en die vra hom, "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord, "Dit is soos U sê." Op die beskuldiging van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, "Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie?" Maar Jesus het hom op geen enkele woord in antwoord gegee nie,
sodat die goewerneur baie verbaas was. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe: "Watter een van julle twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat?" "Barabbas," antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle: "Wat moet ek doen met Jesus wat Christus genoem word?" "Kruisig hom," skree hulle almal. Hy vra: "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Maar hulle skreeu nog harder: "Kruisig hom." Toe Pilatus sien dat dit niks help nie en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid." Toe antwoord die hele volk: "Ons aanvaar die verantwoordelikheid vir sy bloed, ons en ons kinders." Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê: "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee: "Dit is Jesus, die koning van die Jode." Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: "Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan wel bewaar in hom het. Hy het immers gesê, Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here. Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges,
die vergifnis van sondes ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. Amen. Amen.